Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Dit is Pinkstertyd. Welkom Ekerk familielede. Mag die Here in hierdie Pinkstertyd ons harte brandende vir sy woord maak. Psalm 119 is ons reisdokument gedurende hierdie Pinksterreeks. Here, maak u woord regtig lig vir ons pad, lamp vir ons voet, gee dat ons harte suiwer sal hou deur dit te hou na u woord, soos wat ons gister geleer het. In Jesus naam. Amen. As ek mag begin met 'n persoonlike kort verhaal. Vir myself, een van die lekkerste komplimente wat ek ooit gekry het, was nadat ons verlede jaar saam met 'n groep mense in Turkye was. Johan Bekesille, jy het vir Johan ook al by Ekerk hoor preek. Hy en sy vrou en kinders was ook saam. En so 'n paar weke na die toer vertel Johan vir my, sy seun sê vir hom, "Pappa, daai oom Stefan is verslaaf aan die Bybel." Ek het gedink, dit is die beste kompliment ooit, na die toer, want ek het dag en nag met die ouens oor die Bybel gepraat. Maar hiervan gepraat, ek het groot geword maar in die kerk, dat die Bybel vir meeste mense 'n vreemde boek, 'n toeboek, 'n onverstaanbare boek is. Jy het jou paar gunsteling verse en vir die res, sê jy maar saam met die res, die generiese gemiddeld, waarby ons gister stil gestaan het. Ek ken nou nie die Bybel so goed nie. Ek weet nou nie mooi wat daar aangaan nie. Dit bly maar moeilik. Maar dit is wanneer die Bybel 'n mens se hart gryp, dat die taal verander. En ek het dit geleer by die skrywer van Psalm 119, en daarom is ons tema vandag presies soos wat hy self ook sê, hoe lief het ek u wet. Die wet wat eintlik ook een van die verwysings is, reg deur Psalm 119 se 176 verse. Onthou jy, ek het gister gesê, 173 keer word daar na die wet, die woord, die voorskrifte van die Here verwys. Wanneer ek die wet gehoor het in die kerk, was die volgende wat ek onthou het, ek kry dit nie gedoen nie. Ek was altyd in die moeilikheid as die wet Sondag gelees is. En ek dink baie mense vandag nog, dit word as gebooie en wette en instruksies voorgehou. Nou ek het 'n paar dinge in die lewe geleer van gebooie en instruksies en voorskrifte en die wat dit gee. Ek onthou op skool, en ek moes nog in die weermag diensplig doen, het ek dikwels instruksies gekry. En die weermag het ek 'n instrukteur gehad. En ons moes dit doen. En ek het geweet, ek hou niks van die instrukteur nie, maar ek hou die instruksies. Op skool het ek 'n paar onderwysers gehad. Ek het niks van die onderwysers gehou nie, maar ek het die instruksies nagekom. Jy doen dit of, en ek wou nie die of vat nie, want dit was moeilikheid. Ek het maar dikwels gevoel, God se wet is ook so. Ek hou nie so baie daarvan nie. Maak my dit maar doen, of ek gaan brand, of slaag kry, of gestraf word. En daarvan het ek tot vervelings toe in die kerk gehoor, dat die Here 'n bietjie kwaad is vir my, en reg staan om my reg te sien, reg te ruk, uit te sorteer, en op my plek te sit. En ek het maar gedink, dalk hou ek nie selfs eens so baie van God nie, omdat hy so kwaai is, mag ek dit maar sê, totdat ek die woord gekry het, of dat die woord my gekry het, my lewe omgegooi het. Hoe lief het ek die wet? Nee, dis nie ek nie, dis wat Psalm 119 sê. Kom ons begin daar. Hoe lief het ek die wet? 'n Gesprek wat eintlik nooit oor die Bybel gevoer word nie. Taal wat eintlik nooit gebruik word oor die Bybel nie. Hoe lief het ek die wet? Ek begin by vers 47 van Psalm 119. Ek vind vreugde in u bevele wat ek lief het. Ek reik uit na u opdragte wat ek lief het. En ek dink na oor u opskrifte, u opdragte. Dan vers 97. Hoe lief het ek u wet? Die hele dag dink ek daaroor na. Het jy al sulke taal gehoor, wanneer die taal van liefde gebruik word? Dan dink jy tog heel eerste aan die liefde tussen 'n vrou en 'n man, tussen 'n ouer en 'n kind, tussen vriende, tussen familielede. Liefde het hulle eie taal, liefdestaal. Dis die taal
vir God se woord. Here, hoe lief het ek dit? Oor en oor, ek dink 13 keer word die taal van bemin, van lief hê vir die Bybel gebruik. God vra ons moet hom lief hê. Ek hoor min kere ook dat mense sê ek het die Here lief. Ons moet hom met ons hart en ons siel lief hê. Deuteronomium 6 en elders. Matteus 22, ons moet God lief hê. Ons moet deur God gegryp wees. Ons harte moet aangeraak wees. Ons koppe moet aangeraak wees. Ons siel moet roer van liefde. Mense wat lief het, wys dit. Hulle praat oor hulle geliefde. Mense wat minnaars het, praat daaroor. Hulle skryf gedigte daaroor. Hulle tree anderster op. Hulle gee blomme. Hulle gee liefde. Hulle wys liefde. Hoe lief het ek die wet? En hoe lief het hy dit? Hy sê, dag en nag dink ek daaroor na. Hoe lief het ek die wet? Ek sal nog 'n paar verse kon lees. Ek sien vers 159. Sien tog raak dat ek die opdragte lief het. Vers 163. Ek haat valsheid, maar die wet het ek lief. Dit is hoe jy skuif na God se woord. Jy sien, in hierdie week gaan dit oor die Bybel as die vuur, as die bron van lewe. En dis nie in die eerste plek 'n klomp tegnieke oor hoe doen ek Bybelstudie nie. Dit gaan oor 'n liefde. As ek my vrou liefhet, dan is my eerste vraag nie, wat is die 10 tegnieke hoe ek dit moet doen nie. Liefde sal wys, liefde sal uitlek. Ek sal maniere vind om dit te illustreer. Ek sal die liefdestaal wat resoneer met my geliefde vind en ek sal dit reg doen. Psalm 119 se skrywer sê, om God lief te hê, is om dag en nag met God se woord besig te wees. Dag en nag. Hoe lief het ek die wet? Ek het agtergekom, ek kan mense se bevele gehoorsaam sonder om hulle lief te hê. Ek het nie my korporaal lief gehad nie. Ek het sy bevele nagekom. Ek het sommige onderwysers en selfs dosente nie lief gehad nie, maar ek het geluister. Maar andersom is dit nie moontlik nie. Ek kan nie lief hê sonder om te gehoorsaam nie. Ek wys my liefde teenoor God deur sy gebooie te gehoorsaam. Jesus sê dit oor en oor in Johannes 15 onder andere. As jy God liefhet, sal jy sy gebooie gehoorsaam en sy gebod is om hom lief te hê. Dis 'n pragtige sirkel. Ek kan nie sê ek stel belang in God se woord. Ek kan nie sê God se woord is die lig vir my pad en ek het nie die woord lief nie. Daarom wil ek vir jou sê, as jy deel is van die generiese kerklike koor wat gedurig hulle onkunde oor die Bybel bely, dan wil ek vir jou vra, het jy God regtig lief? Het jy sy woord regtig lief? As jou beste verskoning oor die Bybel is, jy weet ek ken nou nie die woord so goed nie, dan is dit tyd, hoogtyd, dis amper te laat, maar nog nie, om die woord te eet en te oordink, om op die regte pad, met die regte hart, met die regte onderwyser, met die regte bron besig te wees. Hoe lief het ek die wet? Maar as 'n tweede geheim, 'n tweede soort taal, liefdestaal as jy wil, wat Psalm 119 gebruik, die taal van vreugde. Vreugde. Ek wil 'n klompie tekste saam met jou lees, 'n paar oor vreugde. En ek wil begin met vers 23 en tot 25. Hoor elke keer, ek wil nou 'n paar verse lees. En dan wil ek vra jy moet luister binne watter kontekste praat die psalmskrywer oor vreugde. Kom ons begin by vers 23. Selfs al sit leiers en planne beraam teen my, u diensknegt sal die voorskrifte bly oordink. Nog steeds is u bepalings my grootste vreugde. Hulle is my raadgewers. Ek sit vasgevang in die stof, maak my lewend na u woord. Vers 76 tot 77. Laat u troue liefde tog vir my tot troos wees, soos u aan die diensknegt beloof het. Laat my u ontferming ervaar dat ek weer kan lewe, want u wet is my vreugde.
Laat die vermeetles beskaamd staan, want hulle verontreg my met hulle leuns terwyl ek oor die opdragte nadink. Vers 92 tot 93. As u wet nie my vreugde was nie, sou ek in my ellende vergaan het. Tot in ewigheid sal ek u opdragte nie vergeet nie, want daardeur het u my lewend gemaak. Vers 143 tot 144. Benoudheid en angs oorval my, maar in u gebooie vind ek vreugde. U bepalings is altyd regverdig. Gee my insig sodat ek kan lewe. Het jy gehoor in watter plekke plaas hy dit? Kan ek gister se beeld gebruik, die generiese plek, ek kry swaar, ek is in die moeilikheid. Maar in die volgende oomblik skuif hy na vreugde. Hy kies nie om generies soos almal te sê, kyk hoe gaan dit met my, kry my jammer, om 'n skuldgevoel op almal te gooi nie. Sy eerste keuse in sy omstandighede, ek kies vir vreugde. Daar is wat ek wil noem 'n resilience, die Engelse woord by hom. Van resilience gepraat. In die afgelope klomp jare is dit baie gewild in leierskapkringe. Daar's baie boeke wat die term resilient gebruik. Ek sien die Afrikaanse weergawe of eweknie is veerkragtigheid. Ek wil ook sê weerstandigheid. Ek het al 'n preek of wat by E-kerk daaroor gehou. Ek herinner my altyd aan Lawrence of Arabia. Op 'n keer toe hy Arabiese ouens gehelp het met oorlog, het ouens een aand toe hulle by hulle kamp aankom, vir hom vertel van een van die soldate wat ergens in die woestyn verdwaal het. En hy het nie saam die ander soldate teruggekom nie. Toe Lawrence sê, kom ons gaan soek hom. Ja, toe sê al die ander soldate, it is written. Dit is geskryf, as jy in die woestyn verdwaal, dit is wat dit is, hy gaan sterf. Lawrence het net daar op sy perd geklim, klomp soldate gekry, hulle daai man gaan soek, in die middel van die nag hom gevind, en hom teruggebring, voordat hy gesterf het van uitputting in die woestyn. Daarna het een van die sheiks van Lawrence of Arabia, oor Lawrence of Arabia, die volgende gesê, truly, for some men, it is not written unless they write it themselves. Sommige mense het hierdie resilience, al sê almal die man gaan doodgaan, sê Lawrence, ek weier, nie op my diensbeurt nie. Die skrywer van Psalm 119, wat die Here lief het, sit in die gemors, sy vyande wil hom doodmaak, almal sê dis klaar met jou, dalk moet jy die nommer 50 wees, dalk moet jy hardloop, dalk moet jy jou goed pak, dis klaar met ons, hoop het verdrink, hoop het geëmigreer. En hy sê, ek kies vir vreugde, want God se woord, ek het dit lief, en as jy God lief het, wil jy by hom wees, wil jy dag en nag sy woord oordink, word jy nie gedreig deur die korporaal of deur die dominee Sondag, as jy nie die wet hou nie, gaan jy gestraf word nie. Hy doen dit van self, die Gees het die vuur in hom wakker gemaak, hoe lief het ek die wet, en as jy vir iemand lief is, of vir God lief is, wil jy naby hulle wees, en word die taal van vreugde die liefdestaal. Nie die taal van straf en ek moet en terugkry en reg sien en regruk en regpluk nie. Nee, vreugdestaal. Dis die taal wat by die Bybel hoort, die vergete taal wat jy en ek moet aanleer, die moedertaal van die Bybel. Ons moedertaal is gedoorie nie Afrikaans nie. Ons moedertaal is die taal van die Bybel, die liefdestaal, hoe lief het ek die wet. U woord gee vir my vreugde. U woord gee vir my vreugde. Ek oordink dit dag en nag. Dit gee vir my vreugde. Is dit nie aangrypend nie? En dan derdens, die taal van lof. Heel eerste word die Bybel God se woord, God se voorskrifte, liefdestaal. Tweedens word dit vreugdetaal en derdens word dit loftaal. Ek lees in vers 164 tot by vers 167 die volgende. Ja, dis 'n groot psalm, ons 'n bietjie blaai. Vers 162. Ek verheug my oor u woord, soos iemand wat 'n groot buit, 'n groot skat gevind het. Ons begin by vreugde. Ek haat en verafskuw valsheid, maar u wet het ek lief. So ons kry nou die twee vorige beelde, vreugde en liefde. 7 keer per dag loof ek u.
oor u regverdige beslissings. Groot vrede is daar vir hulle wat u wet liefhet. Vir hulle is daar geen struikelblokke nie. Ek vestig my hoop op u verlossing, Here, en voer u bevele uit. Ek onderhou u bepalings. Ja, ek het dit baie lief. Is hierdie nie aangrypend nie? Het jy dit al ooit gehoor? Vreugde en liefde en lof. Dit alles ontplof. Vers 171. My lippe laat lofprysing uitstroom, want u leer my u voorskrifte. My tong moet u woord besing, want al u gebooie is regverdig. Ja, ek kla ook nou en dan toegegee. Maar ons tel vandag die liefdestaal op, die moedertaal wat jy en ek moet aanleer, die taal van liefde en lof. Lof in die Bybel gebeur in twee omstandighede, reaktief, nadat die Here jou gehelp het of jou uitgered het, uit 'n gevaar is daar dikwels lof en dank, maar die sterkste vorm van lof is proaktiewe lof. Wanneer jy geen ander rede het nie as God self, wanneer jy geen ander rede het nie as jou liefde vir God. Ek hoef nie elke dag vir my geliefde, my man, my vrou, my kinders, my vriende redes te gee nie. Hulle is per se die rede vir lof en vreugde. Wanneer ek by hulle is daar vreugde. Wanneer ek saam met Marietjie is, die droom van my lewe, is daar liefde in my lewe, is daar vreugde, is daar lof. Ja, daar's ook redes, reaktief, maar sy is die rede in my lewe. Wanneer God se woord in my lewe is, die lig vir my pad is, die lamp vir my voet is, die redes hoekom my hart klop, hoekom ek verslaaf is aan die Bybel, nie om mense reg te sien en vir hulle tekste te gee en antwoorde en informasie te gee nie, maar as die liefde vir God se woord kan uitlek, dan gaan daar vreugde wees, gaan daar lof wees. Ek vestig my hoop op u verlossing, verseker. Ek voer die bepalings uit, vers 167. Ek het dit baie lief. Ek het u baie lief. Lof is nou voorgrond op my lippe. Voorgrond is nie generies nie. Ons het in hierdie week die voorgrond wat op ander ouens se lippe is, wat deur sosiale media en die nuus van die dag en die gesprekke by die teekanne bepaal word nie. God se woord bepaal dit, stroom op. Dit vra iets om resilience te hê, om veerkragtig te wees. As almal rondom jou hooploos is, soos wat dit vir my lyk tans die geval is, vra dit 'n veerkragtigheid en 'n weerstandigheid om te sê, ek weier, ek kies vir God. As almal droog maak en almal wil beklei en almal wil pad gee, sê ek my veilige vesting, die lig vir my pad, is God se woord. Dit is God deurdrenk. Dit is God musiek. Dit is God lof en God vreugde vol. Dit is die woord. Saam met hierdie veerkragtigheid moet daar ook iets wees wat Nassim Taleb noem 'n anti-fragile, 'n nie breekbaarheid. Toe ek sy boek gelees het met die titel Anti-Fragile, te kort daarna ook by Ekerk, onthou ek een keer daarna verwys. Op ons almal en met reg ook is daar 'n plakker, fragile, hanteer versigtig, ons is ook broos en breekbaar. Tereg sê Paulus dit in 2 Korintiërs hoofstuk 4, ons wat wat maar soos kleipotte is, maar dan sê hy ook, het hierdie skat in ons. Daarom kort ons ook 'n stukkie tenacity, 'n stukkie vasbyt, 'n stukkie teen die stroom inswem, 'n stukkie deur die woord verlig wees, sodat ek nie maar net saam met almal sal kan sit en saanik en 'n jammer Jannie wees, soos wat my oupa altyd gesê het, skus, geen fout nie, maar myself net die heeltyd jammer kry nie, om te sê ek weier, ek leef op God se pad. My voetval is verlig deur God se woord. My kompas is die Here. Ek het hierdie woord dag en nag in my hart. Hoe lief het ek God. Hoe vreugdevol maak God nie my lewe nie. Hoe lofvol maak God nie my lewe nie. Daarom is ek onbreekbaar. Nee, omdat ek oulik is nie. Maar God se woord maak my so bietjie, verskoon die Engelse woord, bulletproof.
koel vas. As almal deur die lewe se klappe geklap word en val, dan staan ek nog 'n keer op. Ja, ek erken ek is baie keer op moed verloor vlakte. Ek verstaan saam die psalmskrywer, ek is baie keer uit op my voete. Maar dan kies ek nie om generies te wees nie, dan kies ek saam met hom om vreugdevol te wees. Hoor net weer 'n keer vers 162 tot 164. Ek verheug my oor u woord, soos iemand wat 'n groot byt, 'n groot skat gevind het. Ek verheug my, ek het die skatkamer van die Here ontdek. Was my hele lewe lank 'n skatsoeker en nou het ek die skat gevind. Ek haat en verafskie geweld en valsheid, maar u wet het ek lief. Hoor, hy praat nie met ander mense nie, hy sê dit vir God. Die woord laat hom bid. Ek verafskie valsheid, maar u wet het ek lief. 7 keer per dag loof ek u oor u regverdige verlossings. Groot vrede is daar vir hulle wat u wet liefhet. Wat 'n asemrowende getuienis. Daarom vers 97. Hoe lief het ek u wet. Dag en nag oordink ek dit. Vers 103. Hoe streelend is u woorde teen my verhemelte, selfs streelender as heuning vir my mond. Dag en nag proe ek proe u woord soos goeie heuning. Nee, dis nie meer Sondae waar ek gedreig word deur die wet nie. Hoor mooi, natuurlik moet ons die wet doen. Natuurlik moet ons dit gehoorsaam, maar ons doen dit nou vanuit ons liefde, vanuit ons vreugde, vanuit die lof wat in ons harte en op ons lippe ontplof. Sal die Here nie deur sy Gees 'n wonderwerk doen nie? Sal die Here nie weer dat die woord die lig vir my pad word, die lamp vir my voet word nie? Sal die Here nie weer gee dat die Bybel die bron van lewe vir my is nie? Sal die Here nie weer 'n vuur in my in die brand steek, dat ek met my hele hart na hom sal soek nie? Dat ek Psalm vers 97 sal uitroep nie. Hoe lief het ek u wet. Psalm vers 162 en verder. Dit bring vreugde in my lewe. 100 keer 'n dag ontplof lof op my lippe. Ek het 'n nuwe moedertaal, ek het 'n nuwe hart, ek het 'n nuwe gids, ek het 'n nuwe vuur in my lewe. Die vuur van Pinkster is die vuur van die woord, wat brandend is. Mag die Gees hierdie vuur in ons harte aan die brand steek. Mag ek weer saam met Handelinge 2 vers 41, toe die Gees uitgestort is, my heelhartig toelê op die leer en die verkondiging van die apostels. Mag ek die woord verslind, totdat ek verslaaf is aan die woord, totdat ek my lewe leef, my voete rig op die pad van die woord. Hoe lief het ek u wet. Here, ek bid saam dat jy in hierdie week van Pinkster die vuur van die Gees ook deur die woord voor my aan die brand sal steek, dat ek die krag, die lewegewende krag van die woord sal ervaar, dat u woord, soos Efesiërs 6 sê, weer die swaard sal wees, waarmee ek aanval, wat lewens verander, en bovenal myne. Hoe lief het ek die woord, hoeveel vreugde vind ek in die woord, hoeveel lof ontplof op my lippe oor u woord, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.